Goeiedag almal, dit is Theo. Deur die geskiedenis heen smag verskillende kulture reg oor die wêreld na 'n sigbare voorstelling van die verskillende gode wat hulle aanbid. Argeoloë vind gedurig klein standbeelde en voorwerpe van aanbidding in die reunies van elke beskawing. Dit wat die waarheid bevestig dat die mensdom deur die eeue heen 'n begeerte na 'n persoonlike verhouding met 'n hoër mag het. Die gode wat deur verskillende volke aanbid word dikwels beskryf as veeleisende gode wat vinnig kan kwaad word. Dit is die rede waarom daar gedurig offers gebring moet word om hierdie woede tot bedaring te bring. Gode wat gedurig gepaai moet word met iets. Hierdie gode moes ook deur beeldjies in die huise verteenwoordig word om kontak met hulle te hou om sodoende in guns te kan bly. Die Israeliete het hierdie selfde verlange getoon. Kort na hul vertrek uit Egipte het hulle Aaron gevra om die goue kalf te maak in die afwesigheid van Moses. Selfs nadat hulle die beloofde land binne gegaan het hulle vinnig die verskillende gode aangeneem wat aanbid is deur die mense wat reeds daar gewoon het. In die tyd van Israel se groot geestelike verval is afgode selfs in die tempel opgerig wat toegewy was aan die aanbidding van Jahwe, die almagtige God. Hulle was egter op soek na 'n geestelike hulp op verkeerde manier. Hulle het nie besef wie God werklik is nie. Maar een van die redes waarom Jesus na die aarde gekom het as mens, was om aan ons mens te laat sien en verstaan wie en wat God is. Johannes 14 vers 8 tot 10. Filippus sê vir Jesus: Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: Ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader is in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Nou vanuit hierdie woorde van Jesus kan ons dit duidelik sien, dat Jesus die fisiese openbaring van die Vader was en nog steeds is vir elkeen van ons. Ons sal Jesus nooit in lewende lywe in hierdie lewe sien nie, maar daar kom 'n dag wanneer ons in sy teenwoordigheid sal wees. Die blindheid wat deur ons vleeslikheid geskep word, sal vir ewig verwyder word en ons sal hom van aangesig tot aangesig sien. En loof die Here, ons ken die liefde van God vir ons, deur die lewe en kruisdood van Jesus Christus. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vandag wil ek jou verseker, die Here het jou lief. Begin praat met hom oor alles in jou lewe. Soek sy aangesig in alles wat jy doen en jy sal ervaar, groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Dankie Here, in Jesus naam, amen.